Welkom by vandag se lesing oor bemarkingskommunikasiebestuur. Ons sal die faktore ondersoek wat verkoopspromosies, teikengehore en verbruikersgedrag beïnvloed. Verkooppromosies is noodsaaklik om kliënte te lok en verkope te bevorder. Kom ons begin deur die sleutelfaktore te verstaan wat die ontwerp van hierdie promosies beïnvloed. Dit is van kritieke belang om jou ideale kliënt te verstaan. Neem demografie, psigografie en koopgewoontes in ag wanneer jy verkoopspromosies ontwerp. Promosies kan aangepas word vir elke stadium van die produklewenssyklus. Skep byvoorbeeld bewustheid met afslag tydens die bekendstellingsfase. Rig jou promosies in lyn met jou bemarkingsdoelwitte. Of dit nou die verhoging van handelsmerkbewustheid of die opruiming van voorraad is, jou doelwitte moet jou strategie lei. Analiseer mededingende promosies om mededingend te bly en unieke waardevoorstelle te bied. Dit help om jou promosies te onderskei. Bepaal 'n realistiese begroting vir jou promosies. Maak seker dat dit ooreenstem met jou bemarkingsdoelwitte en 'n goeie opbrengs op belegging bied. Teiken nuwe kliënte met inleidende afslag en gratis proeflopies. Beloon bestaande kliënte met eksklusiewe aanbiedinge en lojaliteitsprogramme. Trek prysgevoelige kliënte aan met afslag en coupons. Skep dringendheid vir impulskopers met tydelike aanbiedinge en kitsverkope. Verbruikers reageer op promosies wat duidelike voordele bied. Emosionele aantrekkingskrag en sosiale bewys kan ook verbruikersgedrag aansienlik beïnvloed. Duidelike en bondige kommunikasie is noodsaaklik in 'n wêreld van konstante bemarkingsboodskappe. Vermy inligtingoorlading om te verseker dat jou promosies uitstaan. Verkooppromosies is kragtige instrumente om bemarkingsdoelwitte te bereik. Deur die beïnvloedende faktore en teikengehore te verstaan, kan jy impakvolle promosies skep. Dankie jou vir jou aandag.